10, lees ons die verhaal van twee dromers. Twee persone wat iets droom en tot nuwe insigte kom. Eerste plek lees ons van 'n ene Cornelius, wat 'n Romeinse offisier was, ja, mense sou kon sê die bevelvoerder van die garnisoen in die dorp Caesarea. Hierdie was waarskynlik 'n baie belangrike militêre basis, dit was by 'n hawe, en natuurlik die taak om die Jode en nou in hierdie geval ook Christene in vrede te laat saamleef saam met die oorheersers, die Romeine. Nou lees ons, hierdie Cornelius was 'n godvreesende man, iemand wat respek en agting vir God gehad het. En hierdie geloof het hy dan nou uitgedruk deur goeie dinge aan die armes te doen, ja, tot aan die Jode. En op 'n dag het hierdie Cornelius, hierdie Romein wat vrees vir God het, 'n droom. In waarheid was dit 'n engel wat met hom praat. En die engel sê vir Cornelius, stuur boodskappers na die dorpie Joppe, wat nie te ver van Caesarea af is nie, en roep vir Petrus uit 'n boodskap van God af om met jou te deel. Aan die ander kant lees ons dan nou waar Petrus in die dorpie Joppe sit, waar hy dan nou vir 'n oomblik vertoef nadat hy ook rondgepreek het en die evangelie verkondig het, en op 'n dag toe hy op die dagkamer is en besig is om uit te sien na middagete wat voorberei word, het hy 'n visioen. En in hierdie visioen sien Petrus uit die hemel 'n doek wat neergelaat sak word na die aarde toe en binne-in allerhande onrein diere. En wanneer hierdie doek so afsak, hoor hy 'n stem in die visioen vir hom sê, slag, eet van hierdie diere. Petrus reageer dadelik heftig en sê, maar dit kan hy nie doen nie. As iemand wat uit die Joodse kultuur kom, weet hy mag nie net sommer enige ding eet nie, net rein diere is bepaal deur God om geëet te word. Dan kom die stem en sê vir Petrus baie duidelik, wat God rein gemaak het, mag 'n mens nie onrein verklaar. En daarmee die einde dan van sy visioen. Die volgende oomblik kom hierdie boodskappers van Caesarea, wat Cornelius gestuur het, juis aan by die huis waar Petrus dan nou in Joppe bly. En die besoekers vra maar, Petrus moet asseblief tog kom na Caesarea toe, daar waar Cornelius is, hulle het gehoor Petrus het 'n boodskap van God af. Dan inderdaad vertrek Petrus na Caesarea toe, en dan lees ons hoe hy dan nou juis ingaan in Cornelius se huis. En is hier waar die twee drome by mekaar aansluit. Petrus, wat uit 'n Joodse tradisie kom, het goed geweet, 'n mens mag nie sommer maar net in die huis van 'n nie-Jood ingaan. Daar is gevolge as jy so naby aan 'n nie-Jood kom. As Jood sal jy vir 'n tydperk aan jouself onrein word, net omdat jy in kontak was met 'n nie-Jood en die se huis. Maar wanneer Petrus in Cornelius se huis ingaan, dan besef hy skielik, hier is die betekenis van sy visioen. God maak rein. God verklaar dat almal waardig is om die evangelie aan te hoor. Die evangelie vir almal bedoel. Die evangelie is inklusief. En op so 'n manier leer Petrus so waar, maar ek kan aan almal, ja selfs aan Cornelius, hierdie Romein, selfs aan hom, mag ek die evangelie verkondig. 'n Wonderlike, bevrydende boodskap om te mag weet, die evangelie is vir elkeen van ons bedoel. Daar is niemand wat uitgesluit word en nie die evangelie van Jesus Christus mag hoor. Hierdie vreugde, dat ons ook op 'n bepaalde manier met vreugde en blydskap die evangelie met mense om ons wil deel, met dieselfde vrymoedigheid as Petrus. Kom luister volgende keer verder.